Okay, so as ons kyk na eksponente, onthou nou jy met jou graad 9 eksponente nogal 'n bietjie gaan oefen, nie? Meeste van die vrae wat jy gaan kry gaan graad 9 eksponente wees en dan gaan daar een of twee van die graad 10 vrae in wees. So 'n graad 9 som lyk so: 2a kwadraat b tot die mag 3 maal met 3ab in hakkies kwadraat op 12a kwadraat b3. Nou die verskil hoe jy hulle gaan raak sien is die graad 10 eksponentsomme het tekens tussenin. So daar kom net 'n plus of 'n minus iewers in die breek. Waar die graad 9 goeters als een term. So alles staan teen mekaar. Dis gewone maal en deel met mekaar. So hierso gaan ek daai 2a kwadraat b tot die mag 3 eers net so los. En dan gaan ons die agterkant vereenvoudig. Onthou as daar 'n hakkie tot 'n mag is, daai mag gaan na alles toe. So dit word 3 kwadraat wat 9 is en a kwadraat en b kwadraat. Wat dan gesamentlik staan op 12a kwadraat b3. En dan sit ons die gelyksoortige goed bymekaar. So ek gaan daai 2 maal 9 vat, dan word dit 18. A kwadraat en a kwadraat maak a4 en b3 en b2 maak b5 op 12a kwadraat b tot die mag 3. Nou jy kan hierso al begin uitkanselleer, maar ek stel voor vereenvoudig die bokant tot 'n enkele ding, vereenvoudig die onderkant tot 'n enkele ding voordat jy begin uitkanselleer of magte begin minus en sulke goed. So daarso gaan ons nou net sê 18 op 12 kan vereenvoudig tot 3 op 2. En dan kyk ons na die a's. Daar's 4 bo en 2 onder. So ek vra altyd waar is daar meer? Daar's bo meer, hoeveel meer? 2. So daar's 'n bo 'n a kwadraat oor. Selfde met die b's. Daar's meer bo, 5 versus 3 beteken daar gaan bo 2 oorbly. So die antwoord is 3a kwadraat b kwadraat op 2, wat ook so geskryf kan word, net 3 op 2 a kwadraat b kwadraat. Want as ek iets langs aan skryf, staan dit eintlik mos bo. Okay, net 'n algemene fout wat julle gewoonlik in graad 9 gemaak het, x tot die mag pq op x tot die mag p, byvoorbeeld. As ons deel met die magte minus, so onthou, daai word nie x tot die mag q nie. Dis x tot die boonste mag minus die onderste mag. En pq min p sal nie kan vereenvoudig nie. So dit is fisies die antwoord. Jy kan nie q of p wegvat en sê die antwoord is net q nie. So wees versigtig vir sulke goed. As jy bang is vir tekens, dat jy dalk 'n tekenfout gaan maak, skryf dit net eers in hakkies voordat jy dit probeer uitkanselleer en aftrek. So byvoorbeeld gaan ek nog een doen. Iets soos x tot die mag 6 min p gedeel deur x tot die mag 10 min 2p. So nou weet jy, die reël sê, dis die boonste mag minus die onderste mag. Maar moet dit nou nie in jou kop probeer doen en slim lyk nie. Trek dit net so af, 6 min p min 10 min 2p, en dan double check jy daai teken. So daar gaan nou eintlik staan 6 min p min 10 plus 2p. En as ons gaan sê 6 min 10, dan sit min 4, en min p plus 2p is p, wat die regte antwoord is, maar ek sal verkies as jy net die volgorde omruil. Maak dit tot die mag p min 4. Dit lyk net 'n bietjie beter. Okay, dan gaan ons nou kyk na die graad 10 somme. So soos ek gesê, die verskil gaan wees, daar's 'n teken tussenin. So byvoorbeeld 2 tot die mag x plus 2 minus 2 tot die mag x plus 1, alles op 2 tot die mag x plus 2 tot die mag x plus 2. So daar's nou 'n duidelike verskil. Jy gaan duidelik kan sien dis 'n ander tipe som. Nou die eerste ding wat ons doen is, ons probeer soek vir 'n grondtal met 'n gemeenskaplike mag. So iewers iets wat dieselfde grondtal het en dieselfde mag het. En gewoonlik sal ons eers met priem faktoriseer, maar hierso is die getalle nou klaar priemgetalle. So ek gaan net al hierdie saamgestelde magte split, wat beteken ek gaan daai verander in 'n 2 tot die mag x en 'n 2 tot die mag 2. En daai in 'n 2 tot die mag x en 'n 2 tot die mag 1. Daai onderste 2 tot die mag x kan so bly, hierdie kan ek split in 2 tot die mag x en 2 tot die mag 2. Onthou, as ons hulle teen mekaar skryf, dan plus die magte eintlik, so ek het nie aan die som verander nie, né? Daai is nie x maal 2 nie, dis x plus 2. En die oomblik as jy dit gedoen het, dan behoort jy te kan sien, hier's iets wat herhaal. So dis dan wat ek gemeenskaplik uithaal, ek haal daai 2 tot die mag x uit, dan bly daar oor 2 kwadraat min 2 tot die mag 1, en dan doen ek dieselfde onder, as ek dit onder uithaal, dan bly daar oor 1 plus 2 kwadraat.
En nou, omdat jy bo en onder dieselfde ding uitgehaal het, is hulle gemeenskaplik kan uitkanselleer. En dan werk jy nou maar net met die stukkie wat oorbly. Nou, gewoonlik is hierso niks gesê van jy mag nie 'n sakrekenaar gebruik of so iets nie, so jy kan daai agterkant net letterlik intik. Maar as dit sê sonder gebruik van 'n sakrekenaar, dan vereenvoudig jy dit nou maar net. So daar staan eintlik 4 min 2 op 1 plus 4, wat 2 op 5 is. Reg. Kan ek skryf? Okay, ons kyk nou nog een. 2 maal 3 tot die mag x plus 3 tot die mag x min 2, alles op 5 maal 3 tot die mag x plus 1 minus 7 maal 3 tot die mag x min 1. So weer eens, kyk eers vir priemgetalle, alles is klaar gepriemfaktoriseer, so nou gaan ek net my saamgestelde magte split. So ek hou daai 2 maal 3 tot die mag x, maar ek gaan hierdie agtersteen split in 'n 3 tot die mag x, 3 tot die mag min 2, op 5 maal 3 tot die mag x, 3 tot die mag 1, en 7 keer 3 tot die mag x, 3 tot die mag min 1. En soos ek gesê het, as jy dit klaar gedoen het, dan behoort jy te kan sien wat dieselfde is. Oral is daai 3 tot die mag x. So, as ek hom voor gaan uithaal bo, dan bly daar oor 2 plus 3 tot die mag min 2. En as ek hom voor gaan sit onder, dan bly daar oor 5 maal 3 min 7 maal 3 tot die mag min 1. Dan kanselleer daai 3 tot die mag x uit. En dan werk ons gou die agterkant uit. Dus 2 plus 3 tot die mag min 2 oor 5 maal 3 min 7 maal 3 tot die mag min 1. Wat die 6ste is. Soos ek sê, as hulle sê sonder 'n sakrekenaar, dan moet jy nou net hierdie mooi versigtig gaan doen, né? Maar dis net gewone getalle, dis niks veranderlikes nie. Almal reg. Okay, nommer 6. 3 tot die mag 2n minus 9 tot die mag n plus 1 op 72 tot die mag n. So nou lyk hy 'n klein bietjie anders, want die getalle is nou nie gepriemfaktoriseer nie. So jy gaan dit nou eers moet doen, sodat jy daai magte kan uitsort. So die 3 tot die mag 2n kan ons hou. Die 9 gaan ek verander in 'n 3 tot die mag 2 tot die mag n plus 1. En 72 gaan ek ook verander. Onthou jou sakrekenaar kan shift fact. So jy tik in 72 is gelyk aan. Dit moet eers hier onder staan voor dit werk. En dan shift, en dan behoort hier iewers so komma, dubbel komma knoppie te wees. Bo hom staan fact. As jy dit druk, dan split hy hom vir jou. Dan sê hy vir jou, dis 2 tot die mag 3 maal 3 kwadraat. So 2 tot die mag 3 maal 3 kwadraat. Alles in hakies nog steeds tot die mag n. So as jy priemfaktoriseer, sit daai stukkie wat jy gepriemfaktoriseer het net in 'n hakkie. Anders gaan jy eksponent fout hê. So nou staan die eintlik 3 tot die mag 2n minus, daarso as jy reeds 'n mag het tot nog 'n mag, dan maal die magte, né? So daai word 3 tot die mag 2n plus 2. Onthou dat die 2 met die 1 ook moet maal. Baie keer skryf jy net 2n plus 1. Die 2 moet met die 1 ook maal. En onder, as daar 'n produk in 'n hakkie is, gaan die mag na beide toe. So dit word 2 tot die mag 3n maal 3 tot die mag 2n. Dan gaan ek my saamgestelde magte split. So ek hou daai ene, maar ek split hierdie in 2n en 3 kwadraat. Onder het ons 2 tot die mag 3n en 3 tot die mag 2n. As jy dit klaar gedoen het, dan behoort jy te sien wat herhaal. Dis die gewone 3 tot die mag 2n. So ek kan dit bo gemeenskaplik uithaal, dan bly daar oor 1 min 3 kwadraat. Onderhaal kom nie regtig gemeenskaplik uit nie, want dis nie 'n twee term nie. Dis net twee goed wat maal. So jy kan die volgorde net verander. Jy skuif net die 3 tot die mag 2n vorentoe. En jy los die 2 tot die mag 3n agter. Dan kan hulle uitkanselleer. En dan staan daar basies 1 min 9, so 8 op 2 tot die mag 3n. Maar ons is nog nie klaar nie, want 8 kan ook verander in 2 tot die mag 3. Nou onder het ek 'n 2 tot die mag 3, maar hy lyk net
snaaks want hy is aan die n vas. Onthou dat jy daai 3 en n mag split. Jy kan dit maak 2 tot die mag 3 tot die mag n, soos wat dit was hierbo. Daarbo was dit mos iewers eerste 2 tot die mag 3 tot die mag n. So jy kan terug gaan soontoe. En die rede hoekom jy dit sal wil doen, is nou is daar 2 tot die mag 3 tot die mag 1 op 'n 2 tot die mag 3 tot die mag n. So as ons deel, dan gaan die magte ons aftrek. So 2 tot die mag 3 tot die mag 1 min n. Wat dan kan verander in 2 tot die mag 3 min 3n. Wat jy ook sou kry van hier af, nie? As jy net daar sê, vat die boonste mag minus die onderste mag. Dan is dit dieselfde antwoord. Maar jy moet hom vereenvoudig tot daar, jy sou nie net daar kon stop nie. Skitterende klas. Kyk, ek het dit 'n tekenfout, so ek gaan 'n min daarso net voorsit. 1 min 9 is eintlik min 8. So hier kom met 'n min vooraan, min 2 tot die mag 3. En dan gaan alles nou maar net 'n min vooraan kry. So die finale antwoord is min 2 tot die mag 3 min 3n. Okay, so daarso gaan ons begin deur te priem faktoriseer. So 32 is eintlik 2 tot die mag 5. So 2 tot die mag 5 tot die mag 3x op 5 plus 64 gaan wees 2 tot die mag 6. Nou daai is tot die mag x op 2 plus 1 op 2. Nou as hulle dieselfde noemers het, dan kan ek dit mos eintlik gaan saamskryf, x plus 1 op 2. Dis daai boonste mag. 243 verander in wat? 3 tot die mag 5 tot die mag min 'n vyfde. En 8 gaan verander in 2 tot die mag 3 tot die mag x. So ek priem faktoriseer altyd eers die getalle wat nie priemgetalle is nie. Dan van daar af, iets tot 'n mag tot nog 'n mag, dan maal die magte met mekaar. So ek gaan daai 3x op 5 maal met 5, dan gaan die 5 mos eintlik bo staan en onder staan. So hulle kanselleer uit. So daai is eintlik net 2 tot die mag 3x plus. Selfde gebeur hierso. Die 6 en die 2 kanselleer uit. 2 gaan in 6 in 3 keer. So dis eintlik 2 tot die mag 3 keer x plus 1. Onder die lyn, selfde storie. Daai 5 gaan eintlik uitkanselleer, so dit word 3 tot die mag min 1. En agter het ons net 2 tot die mag 3x. En nou lyk dit soms sommer al klaar baie makliker. So nie skrik vir breuke nie. Hulle sit daai breuke gewoonlik in die mag, maar die oomblik as jy die binnekantste mag maal met die breuk, dan val die nommer weg. Dan word dit iets baie eenvoudiger. So nou gaan ek daai net eers vereenvoudig. So ek gaan daai 2 tot die mag 3x net so hou. Die agterkant word 2 tot die mag 3x plus 3. Onder gaan ek die 2 tot die mag 3x net voorskryf en dan die 3 tot die mag min 1. Maak nie regtig saak nie. En nou kan jy sien, ons gaan daai saamgestelde mag split. So ek hou daai voorsteen, maar ek split die agtersteen. So ek sit die aparte 2 tot die mag 3 agterna. En die oomblik as jy dit gedoen het, dan behoort jy daai gemeenskaplike faktor raak te sien. So jy kan 2 tot die mag 3x uithaal, dan bly daar oor 1 plus 2 tot die mag 3. Alles op 2 tot die mag 3x maal 3 tot die mag min 1. Dan gaan my 2 tot die mag 3x uitkanselleer en al wat ek oor het is daai 1 plus 2 tot die mag 3 wat 8 is, so 1 plus 8 maak 9 op 3 tot die mag min 1 wat 27 is.